Dis baie lekker om elkeen van hier vanoggend hier te sien, vir gaste en besoekers wat vanoggend saam met ons hier is. Dis heerlik om jou hier te hê. My gebed is werklik waar dat jy vanoggend die Here se stem sal hoor, dat jy beweeg sal word deur die Here se Gees en dat jy soos altyd anders hier sal uitstap as wat jy ingekom het. Geliefdes, kom ons bid saam. Here ons God, U het U Seun Jesus Christus gestuur om ons lig vir hierdie wêreld te kom wees. En U roep ons om soos Christus die lig vir die wêreld te gaan wees. O Here, mag die lig van U woord in ons harte skyn, sodat ons al meer en meer kan word soos wat U wil hê ons moet wees. Here, praat nou met ons, spreek tot ons. Mag dit wat ons hoor, tot diep in ons harte in syfer en daaronder gaan lê. Mag dit wat ons hoor en dit wat ons sing, dit wat ons bely en dit wat ons aan die nagmaalstafel gaan beleef vandag, Here, mag dit ons aanraak en versterk. Mag dit ons aanmoedig. Mag dit ons moed gee, krag gee. Here, dankie dat ons dit kan vra in U naam. Dankie dat ons kan weet, U is die naam, die Heilige, die Almagtige, die begin en die einde. Vir nou en vir altyd. Amen. Geliefdes, soos jy aan die begin van die afkondigings gesien het, is vandag nog steeds in Epifanie. Ons is in die 6de Sondag van Epifanie. Nou, Epifanie is nie een van die bekendste liturgiese seisoene nie, maar om vir 'n oomblik daarby stil te staan, maak nogals baie sin, veral oor dit wat ek nou vandag wil preek. Epifanie is 'n interessante woord, maar ons ken nogals die Engelse woord daarvoor, epiphany. Dis een van daai woorde wat ons eintlik ken, selfs al dink ons weet nou nie eintlik waar gaan dit nie. Epifanie gaan oor 'n groot oomblik van openbaring of ontdekking. 'n Oomblik waar iemand anders in 'n totale nuwe lig gesien word. Jesus, Epifanie, gaan oor die lig wat na die wêreld toe gekom het. In Engels 'n revelation, 'n realization. Nou, een van die fokuspunte van Epifanie is die openbaring van Jesus aan ongelowiges. Hoe Jesus homself aan die wêreld kom openbaar het en bekendstel het as redder, maar juis vir mense wat nie geglo het nie, wat nie geweet het nie. Dis juis 'n belangrike deel. Jesus het daai grens kom afbreek, dat dit net vir sekere mense is. Dat net sekere mense dit kan hoor. In geloof weet ons, ontmoetings, openbarings is niks niets nie, dis nie uniek nie. Inteendeel, baie van ons geloofslewe, van ons geloofse tradisies, geskiedenis, die maniere wat ons het, is as gevolg van ontmoetings en of openbarings wat gelei het tot mense se lewens wat verander het. Ontmoetings wat gemaak het dat die manier hoe daar na die lewe gekyk word, verander. Hoe die lewe deur geloof of in geloof anders is nou. Hoe die lewe andersins beleef word. Nou in die tyd van Epifanie, wat nou amper verby is, en dan is ons in lydingstyd, is een van die kernkarakters die wyse manne. Onthou julle nog die eerste Sondag na Kersfees het ek ook van hierdie prente gewys van die wyse manne. Wyse manne was natuurlik Babiloniërs. En die Babiloniërs was mense, soos wat hierdie prent dit nou verskriklik mooi vir ons wys. Hulle is mense wat kennis gehad het van sterre. Studente van die heelal, van die sterre. En hulle het verskriklik interessante maniere gehad om selfs in daai tyd al sterre te kon ondersoek en te weet wat in die hemelruim aangaan. Hulle het lank voor Jesus se geboorte, ek hoor iemand sê omtrent 7 maande voor Jesus se geboorte, het hulle al 'n ster gesien wat anders is, wat anders lyk en wat aan die beweeg is. En hierdie mense, ongelowiges gewees, Babiloniërs gewees, het besonder ver gereis om by Jesus uit te kom. Hulle het die ster gesien, hulle het geweet hulle moet dit volg, en die beloning wat hulle daarvoor gekry het, die resultaat was, hulle het vir Jesus gesien. Maar hulle het hom nie net gesien nie, die ontmoeting, die verrassing, die openbaring, die epifanie, wat gevolg het, die lig wat vir hulle geskyn het hulle hele lewe verander.
Nou jaarliks vertel ons van hierdie gebeure, hierdie gebeurtenis van die wyse manne. Ons bring hulde aan hulle, wat gaan hulde bring het aan die koning van konings? Hoekom? Om geskiedenis aan die gang te hou, om die storie te help oordra van geslag tot geslag, ja, en ook nee. Ek vra weer, hoekom vertel ons hulle storie? Hoekom is dit belangrik om hulle storie te vertel, oor en oor? Hoekom is dit belangrik om enige iemand se storie te vertel? So 'n paar weke terug sê Hannelie vir my dat ek moet begin om die program Herders te kyk op Kyknet. Nou ek het nie vreeslik sê oor wat se stories in die huis gekyk mag word op hierdie tyd van my lewe nie, maar ek en Edu kyk nou nogals na dit. Herders is nou al in die 4de episode en in hierdie 4de episode al het hulle nou al na 8 verskillende gemeentes toe gegaan deur die land om die storie van 'n leraar te vertel. Die een wat geestelike leiding aan 'n gemeente en 'n gemeenskap gee. Nou, hulle doen nogals baie moeite in hierdie program om na 'n wye verskeidenheid van gemeentes toe te gaan. Na verskillende leraars met verskillende tradisies om hierdie ouens se storie te vertel. En dit is verstommend. Hierdie verhale van hoop wat hier uitkom. Hierdie verhale van drome en inisiatiewe wat waar geword het. Dit gaan oor gemeentes wat baie swaar kry. Dit gaan oor gemeentes wat heeltemal floreer. Dit gaan oor gemeentes wat lyk of hulle net eenvoudig alles reg kry en gemeentes wat net nie lyk of hulle enigstens omgee wat enigiemand doen nie en sommer maar net doen wat hulle wil doen, wie hulle glo hulle moet doen. Nou wat nogals insiggewend is van hierdie program is, dat hulle regtig hard probeer om ook die leraar se verhaal, of 'n deel van die leraar se verhaal met die kykers te deel. Nou in meeste van die onderhoude met die dominee of pastoor, vertel hy of sy nou iets van sy eie lewe. Die pad wat hy of sy nou al met die Here gestap het. Wat gemaak het dat hy nou, of sy nou 'n pastoor sou word, of 'n dominee sou word. Hulle vertel van hulle ontmoetings, hulle epifanieë, hulle wyse man oomblikke, waar hulle in hulle lewe al die ster gevolg het tot by Jesus, en hoe hulle probeer om dit met gemeentes te deel. En ek sê weer, dit is so inspirerend om na hierdie verhale te luister, van hoe mense daagliks probeer, om iets van wat hulle van Jesus ervaar, met ander mense te deel. Ek probeer hard om nie te krities te wees as ek na dit kyk nie. En om dit alles eerder net in te drink. En soos ek dit kyk, soos ons dit kyk, soos wat ons daaroor praat, besef ek meeste van die tyd, wanneer iemand 'n aha oomblik het. Wanneer iemand God ontmoet, dan was sien nie genoeg nie. Die wyse manne het die koning gesien, en toe het hulle iets gedoen. Hulle het begin aanbid. Hulle het hulde gebring. Herodes het ook gehoor, geweet van die baba, en wat het hy gedoen? Hy was woedend, hy het ook iets gedoen. As ons kyk na die wyse manne, as ons kyk na die leraars van hierdie program, dan wonder ek, en wonder gou saam met my net vir 'n oomblik, wat is mense se reaksie op die openbaring van God se reddende heerskappy in hulle lewens? Wat is mense se reaksie op die openbaring van God se reddende heerskappy deur Christus in hulle lewens? Veroorsaak dit aanbidding of veroorsaak dit woede? Veroorsaak dit nederigheid of veroorsaak dit 'n verhewe aansien van diself? Veroorsaak dit harde werk of veroorsaak dit 'n lewe van 'n kluisenaars bestaan? Die krag van die kruis maak dat mense nie net Jesus sien nie, hom nie net aanneem nie, maar dat hulle lewe totaal en al omvorm word deur hom. Dis wat die kruis doen. Dit maak dat ons nie net sien nie, nie net hoor nie, maar dat dit ons lewens totaal en al omvorm. Ek lees in sy kern, herinner Epifanie ons daaraan, dat dit nie gaan oor ons vermoë om God sonder sy hulp waar te neem nie, maar 'n belydenis van ons behoefte aan God se genade, om ons oë oop te maak vir die skoonheid van Christus en die behoefte aan sy barmhartigheid en heerskappy.
om ons oë oop te maak vir sy skoonheid en ons behoefte aan sy barmhartigheid en heerskappy. Wonder gou nog bietjie verder saam met my. Sien ons nog God se heerskappy, sy barmhartigheid, sy skoonheid? Sien ons dit nog in hierdie wêreld of sien ons dit nie? En as ons dit nie sien nie, is dit omdat dit nie daar is nie of omdat ons dit net eenvoudig nie kan sien nie. Na hierdie paar episodes van die herder wat ek nou gekyk het, wil ek sê, dat enige iemand wat vandag nog dink, die kerk is irrelevant, dat die kerk uitgedien en onnodig is, eenvoudig nie kan sien wat die kerk besig is om te doen nie. Die wonder van die kerk is nog daar, ons kyk dit dalk net heeltemal mis. En ons het dalk net iemand nodig, wat vir ons sy verker sal leen en sê, kyk daar, sien dit raak. Kyk daar is die wonder, die skoonheid, die barmhartigheid, die heerskappy, dit is lewendig, it's alive and well. Hoe kan ek dit so maklik sê? Want daar is duisende mense rondom ons, wat Jesus sien. En iets daaromtrent doen. Daar is duisende mense wat Jesus nog sien, en dit leef. En dit is hoekom 'n storie oor en oor vertel moet word. Dit is hoekom die geskiedenis, die verhale, oor en oor vertel moet word, verkondig moet word. In Matteus 16 kry ons hierdie interessante gesprek tussen Jesus en sy disippels. Interessant. In Matteus 16 vanaf vers 13. En toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, vra hy sy disippels en sê, wie sê die mense dat ek die seun van die mense is? En hulle antwoord, sommige sê Johannes die Doper, en sommige Elia, en ander Jeremia of een van die profete. Hy sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? En Simon Petrus antwoord en sê, U is die Christus, die seun van die lewende God. Maar julle, wie sê julle is ek? Hoor gou hoe sê die Bybel vir almal vertaling hierdie gedeelte. Jesus het na die plekke naby die stad Caesarea Philippi gegaan. Hy vra toe vir sy disippels, wie sê die mense is ek, die seun van die mens? Die disippels sê toe, party sê U is Johannes die Doper, party sê U is Elia, party sê U is Jeremia of die profete. Maar julle, wat sê julle? Wie is ek? Wat sê julle? Wie is Jesus? Wie is hy vir ons? Wie is hy vir jou? Dis iets waaroor mense al vir duisende jare stry. Wie is Jesus dan nou eintlik? Wat het hy dan nou regtig gesê en wat het hy nie gesê nie? Want al wat ons het oor hom is wat ander mense oor hom gesê het. Ons het nie 'n foto nie. Dit is nie 'n biografie wat hy geskryf het nie. Wat ons het oor Jesus is ander mense se ervarings oor hom. Wat ander mense onthou het en jare later gaan neerskryf het. Dis ander mense se persoonlike ontmoetings en ervarings. Wie sê julle is ek? Dan kry ons hierdie interessante vraag en ons kry ook 'n interessante antwoord. Nie van Jesus af nie. Hy gee nie 'n antwoord nie, hy gee later 'n antwoord. As ons die geheel van die Matteus boek sou lees, sal ons daar 'n antwoord kry oor wie Jesus is. Hy sê ek is Immanuel. God by ons. Ek sê weer, ons het nie 'n foto van Jesus nie. Daar's nie 'n dagboek, joernaal wat hy gehou het, wat mense jare en jare later na sy dood gekry het, en wat ons kan lees nie. Wat ons het, is mense se belewennisse, mense se ervarings, mense se ontdekkings, mense se epifanie. Jesus se openbaring en sy bekendmaking aan mense. En dit is deur daardie openbarings en ervarings van ander mense wat ons Jesus so goed kan leer ken. Dit is deur wyse manne en wyse vroue se gehoorsaamheid aan hulle eie ervarings en hulle eie geïnspireerde ervarings dat hulle Jesus kan deel met ons. En dit is deur dit wat hulle deel wat ons as gelowiges baie keer ons weg in die lewe kry.
Wanneer ons ander se ervarings hoor en dit so internaliseer dat dit ook ons beweeg en motiveer en inspireer, dat ons wêrelde verskuif en verander. En nou is my vraag vir jou dit. Inspireer ander mense jou nog? Inspireer ander mense se geloof jou ooit? Het jy geloofshelde? Mense wat jou inspireer om beter te wees en beter te doen, anders te leef, anders te loop. Mense wat weet wat die antwoord is op die vraag en wie sê jy is Jesus? En dit leef. Mense wat nie net Jesus sien en hoor nie, maar dit leef en deel. Geliefdes, mense wat dit doen, geloofshelde wat die krag het om dit met ons te deel, dit inspireer my. Dit maak my hart vol. Selfs mense wie se tradisies totaal en al verander as ons, verskil van ons. Wie se teologie selfs anders as ons. Mense by wie se voete ons kan gaan sit om werklik te hoor, maar wat is jou belewenis van Jesus? Wat inspireer jou? Wat laat jou beter en groter dinge doen? Ek kan in eerlikheid sê, baie van wat daai gemeentes doen, maak vir my uiters ongemaklik. Dit wat hulle doen, maar meer, dit wat hulle reg kry, hoe hulle Jesus uitleef, dit maak vir my uiters ongemaklik. En dis fantasties. Want dit daag my uit, dit laat my dink, dit laat my selfs daaroor preek. Iemand wat dit reg kry, om met sy lewe te beantwoord wie Jesus is iemand wat dit reg kry om die nabyheid van God met die mense om hom of haar te deel. Mense wat dit reg kry om God nie net as 'n ver af afwesige God, wat net oor sonde praat of mense veroordeel nie, iemand wat iets anders van Jesus sien en dit kom wys. Iemand wat sy verkyker vir ons leen en sê, maar kyk daar, hier is Jesus aan die werk, hier is God, jy kan dit dalk net nie nou sien nie. Kom ek wys vir jou. Jy wat hom nie op hierdie oomblik kan sien nie, wat nie bewus is van hom nie, kom, ek deel met jou hoe ek hom sien, sodat jy dit ook kan sien. Sulke tipe mense kan ons baie goed help. Hulle kan ons help om anders te luister, hulle kan ons help om ander mense te help, hulle kan ons help om anders te eet, en dis wat ons vandag hier gaan doen aan die tafel. Hulle kan ons help om anders asem te haal, om die Here letterlik in te asem, maar hulle kan ons veral help, dat ons anders en nuut kyk. Mense wat reeds sien, kan ons help om ook te sien. Vader Augustinus het gesê, dis in ons besig wees in hierdie lewe, in sy totaliteit, om die gesondheid van ons harte se oë, die oë waarmee ons God sien, te genees. Ek lees hier iets van 'n moontlikheid om Jesus te sien, as ons regtig kyk, as ons werk aan ons harte, dan kan ons hom werklik sien. 'n Klein seentjie wat vir sy ma iets wou vra, terwyl sy besig is om 10.000 dinge gelyk te doen, sê vir haar, mamma, luister vir my, maar hierdie keer met jou oë. Ons kan ons sien, ons kan ons kyk soms, sonder om te sien. Geloofshelde soos Job se vriende het gekyk, maar nie gesien nie. Hulle was besig om rondom hulle te kyk, maar die manier hoe hulle gekyk het, was fataal vir hulle verhouding met Job en hulle verhouding met God. Job se verhouding met God het anders gelyk. Hoekom? Want hy het anders gekyk na presies dieselfde omstandighede. Wat sê hy? My ore het die Here gehoor, maar nou het my oë hom ook gesien. Om te sien waarmee God besig is een van die grootste uitdagings van ons tyd. Of dalk nie. As ons weet hoe om te kyk, as ons weet waar om te kyk, dalk moet ons leer om anders te kyk. Want as ons nie kan sien nie, geliefdes, dan moet ons onsself omring met mense wat kan. Mense wat ons nie gaan ompraat om sekere dinge te doen waarmee ons nie gemaklik is nie, of wat dalk verkeerd is nie, nee. Maar ons moet omring met mense wat Jesus sien, mense wat anders doen, en ons inspireer om dieselfde te doen. Leonard Sweet is 'n teoloog wat ek nogals hou van om te lees. Hy sê, in sekere opsigte is dit meer waar om te sê dat jy Jesus nie vind deur na hom te soek nie, maar deur hom te wees saam met diegene wat hom die nodigste het.
In sekere opsigte is dit meer waar om te sê dat jy Jesus nie vind deur na hom te gaan soek nie, maar deur hom te sien saam met die mense wie jy is. En daai mense is meeste van die tyd die mense wat hom die nodigste het. Om Jesus te sien gaan van ons vra om oop te wees vir verrassings. Om Jesus te sien gaan van ons vra om te gaan kyk op plekke waar ons die minste verwag. God kan kuns maak op plekke waar niemand dit verwag nie. God kan die beste maak van die slegste situasies. Hy kan ons kom verras as ons bereid is om op onwaarskynlike plekke te gaan wees. As ons roetines, gewoontes kan aanpas, as ons kyk kan aanpas, as ons openheid kan aanpas. Daar was 'n projek glo gewees, The Luck Project, gedoen deur 'n universiteit in Engeland, om te kyk watse tipe mense is meer geneig tot 'n gawe, gelukkige meevaller. Hulle wil kyk wie's meer lucky as ander. En die studie het gewys dat mense wat bereid is om verras te word, meer geneig was tot meervallers. Mense wat die moontlikheid raak gesien het, was meer geneig om lucky te wees. Dit laat mens dink, as ons roetines aanpas, as ons bereid is om verras te word, as ons bereid is om onsself te omring met mense wat ingestel is op die Here, wat sal alles met ons kan gebeur? Wat sal ons kan sien? Wat se ontdekking sal ons kan maak? Die 3 wyse manne was sekerlik nie die enigste 3 mense wat daai ster sien beweeg het nie. Tog het hulle hom gevolg en geglo en hulle lewe het verander. Hoeveel mense het dit gekyk en dit misgekyk? Of het gesien en niks met dit gedoen nie? Hoe gaan nou Lirieke, hoeveel keer moet 'n man opkyk voor hy die lig sien? Net 'n oomblik stil word en onsself regmaak daarvoor. Here Jesus, kom, U wil ons gas hier wees. U is die gasheer van hierdie fees. U gee U self aan ons en dis waarvan die brood en wyn tekens is. Sterk ons geloof en laat ons hart verlang om wat U bied ten volle te ontvang. Ons is verheug, o opgestane Heer, dat ons vrymoedig met U mag verkeer. U gee ons deel, o Heer, aan U bloed. U wil ons met U liggaam voed. U bloed is waarlik drank, U liggaam brood. U laat ons een word met U dood. Bind U ons saam, ons wat U tafel deel, en maak ons as U liggaam een geheel. Een brood word hier gebreek, een naam bely. Een volk is ons wat in U liefde bly. Dankie Here dat ons aan U tafel kan kom sit. Dankie dat ons elkeen uitgenooi is om aan U heerlikheid te kom deelneem. Dankie dat ons weet, niks kan ons van U liefde skei nie. O Here, mag ons hier aan die tafel 'n ontmoeting hê met U, wanneer U ons voed met U liggaam. Amen.